Wanneer jy moet sê, wat met guppies, ek spaar jy maar gesê, dankie. Kyk. Okay, so sê gou vir my, wat kan jy onthou van die vorige les? Wat is vorige les? Ja? Ek dink beloftes en voorbeeld. Ons het gepraat met as slegte gedrag en nie sê dis goed se skuld nie. Dis eintlik jou skuld wie die plan is. As die plan is, ons het praat oor sonde, beteken eintlik om die plan te mis. Net kyk. So sonde is nie vloek, steel en skinder nie. Dis eintlik om God se plan met jou lewe te mis. So as jy God se plan met jou lewe mis, dan vloek en steel en skinder jy. Okay. Maar as jy in God se plan loop, dan doen ons nie daai goed nie. So dan doen ons al die minder sonde. So die woord, toe Adam en Eva die vrug geëet het, het ons nie gevloek, gesteel en skinder nie. Dit het God se plan gemis sodat hulle lewe gehad het. Kyk, so die woord die sonde beteken eintlik to miss the mark, om die plan te mis. Kyk, so was die vorige les. Kyk, vandag se les gaan ons 'n bietjie praat oor minderwaardigheid. Weet jy wat dit beteken? Wie weet? Wat beteken minderwaardigheid? Ja? As jy minderwaardig voel oor, so sê nou maak jy honderd. Ek weet nie wat dit te sê, soos sy draai altyd Nike en ek draai net soos gewone Om jou waardes weg te gooi. Ja, is weg. Ja, maar. Soos jy voel nie, goed. As iemand iets beter as jou het, of as iemand iets vir jou sê en jy glo dit, en dit is nie die waarheid. Dis nie die waarheid nie. Waar is my antwoord? Ja? Ondankbaarheid, ja. As jy nie dankbaar is vir die God ons gemaak het nie, ja, nog iemand? Okay, so die Engels sê hulle worthlessness, né? So aan baie woord, dit is so nie. Okay, so julle het almal Engels skool gaan worthlessness. So minderwaardigheid is wanneer jy minder waarde voel as wat God jou eintlik gemaak het, né? So jy die woordjie opbreek. So jy voel jy is nie goed genoeg nie. Okay, kan julle vir my sê wat 'n situasie of persoon of iets wat iemand gesê het jy al minderwaardig voel? Wat het jy al minderwaardig voel? Dat iemand al vir my gesê, hulle gaan nooit weer my maatjie wees nie, maar dan is hulle eintlik, maar daai dag het ek nie. Dan voel jy nie goed genoeg is vir 'n maatjie nie. Ja, okay. Ja? Die ander in my klas beter as ek Geteken het, volgens wie se standaard? Ja? Om as mense in groepe is en hulle sê jy's nie waardig genoeg om in ons groep te wees. Ja, julle wat in 'n kleiner skooltjie is beleef het ook, waar jy by 'n groepie maatjies wil gaan sit en dan maak hulle van nie met jou wil praat nie, né? Jy wil voel, selfs in 'n klein skooltjie waar jy is, né? Ja? Ja, as ek by sê of iemand gaan sê dan praat hulle met my. Okay. Ja, soos by die tennis ook, as maatjies wat vir jou wat voel. Jou tekkies is nie die regte brand nie, en jou rakets nie die regte brand nie, en jou hemp is nie, né? Seker reg? Okay. So al hierdie goeders jy daar voel. Het mamma of pappa al 'n bietjie kwaad geword en iets gesê dat jy gevoel jy is nie goed genoeg nie? Hæ? Het jy dit? Nee. Ja, sê jy dit? Almal het. Iewers word jy voortrekker uit die. Almal het dit. Almal het dit. Okay, friends van. Ons moet besig van jou friends. Okay, so ons sien dat minderwaardigheid selfs van jou mamma en jou pappa kan afkom wat baie lief is vir jou. Sien julle dit, né? Sy kom van enige plek af. Okay, so kom ons lees 'n bietjie. Julle almal ken toe God die aarde geskep het oor Adam en Eva gemaak het, né? So kom ons kyk bietjie waar minderwaardigheid begin. Waar het dit begin? Toe Eva gesondig het, ja? Was dit nie toe die duiwel gevoel het is minder as God en toe wil ek meer? Ja, presies dit. So die duiwel het gevoel, hy wil soos God wees. Ja, en toe is hy uitgegooi die hemel uit en toe gebruik hy tred in die mens. Ja, nou? Toe Adam en Eva die vrug geëet het, toe besef hulle dat hulle so sonde kan doen. Yes, okay, so as wat daai nou die diepte praat. As jy raak, jy sê, kyk. So ons gaan 'n paar skrifte lees. Genesis 1:27 sê, en God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy geskape. So hoe dink jy dat Adam en Eva gelei toe God hulle geskape het? Was hulle minder waarde of was hulle perfek? Perfek, ja, want dit was op God se beeld gelyk geskep. Is God perfek? Ja.
En okay, so die volgende skrif sê en die Here het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So het dan die mens 'n lewende siel geword. So God het hulle gemaak dat hulle so sy lyk in die gees en in sy gees binne in hulle ingeblaas. So hoe waardevol was hulle? Baie perfek geskape na God se beeld met sy gees binne in hulle. So hulle is perfek geskape. So is ons in agreement met dit. Ja, wag, ons kom nou daar. Maar die slang, Genesis 3 vers 1, was lustiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome in die tuin nie? Wat het God gesê? Hulle mag van alle bome eet behalwe die Een boom. So God sê julle mag van een boom nie eet nie. Wat sê die slang vir haar? Mag julle van geen bome eet nie. Sien jy net 'n aangesien? So sien jy hoe die slang kom en wat hy vir haar sê is, as julle van dit eet, so die verder lees, as julle van dit eet, sy sê toe die Here gesê as al van eet sal ons sterwe. En hy sê vir haar, julle sal sekerlik nie sterwe nie, maar sien jy verdraai die betekenis van sterwe, want wat het sterwe beteken in daai konteks? uit die tyd. En uit die tyd het gaan en van God geskei gewees. Ja, jy kan nie saam met sonde lewe nie, so toe gaan God uit hulle uit. So kan jy dink hoe erg ons dit gevoel het. Kan julle dink? Ons kan nie eers dink nie, as die Heilige die bous was, want die Heilige is altyd bous, ons kan nie eers dink hoe dit moes voel nie. Maar dit was om te sterwe, was om van God verlate te wees. Dit moes verskriklik gewees het. Dit was ook hoekom Abel vir sy boetie te koop doodgeskiet. Ja, want hy het minderwaardig gevoel, né? Omdat sy boetie beter goed as hy gedoen het. Kyk. So sê die slang toe vir hulle, julle sal definitief nie sterwe nie. Maar as julle hierdie vrug eet, sal julle alles weet wat God weet. Het hulle nie klaar alles weet wat God weet nie? Ja. Want God se gees is al binne in hulle. So God maak hulle en hy sê vir hulle, wees net lief vir my, wees net. Die slang sê vir hulle, julle moet daai vrug eet om te wees. Julle moet ietsie doen om goed te wees. So wat is die slang? Hy bring vir hulle minder waarde as wat God hulle net geskep het. So God skep hulle perfek met perfekte waarde en die slang sê, julle is nie eintlik so goed nie, maar as jy daai vrug eet sal julle beter wees. So dis net die opsies om Eva sit. Toe wat glo sy? Die leuen. So hy het vir haar minder waarde kom voorsit as wat sy reeds was. En omdat sy dit glo, toe val sy buite verhouding met God, toe sy sterwe sy, dus gaan God weg van haar af. Kijk, so jy verstaan wat daar gebeur met die leer. Is hy nog steeds jong? Wie? Dat hulle is, toe hulle kyk, dit is eeklous met die Here gedoop, ja? En die Karla, Mhm. toe sy die vrug geëet het, die duiwel dit nog nie gedoen nie, het hy dit eers gedoen toe Adam het klaar gedoen. Hoe bedoel jy? Dus toe Eva dit geëet het, het hy klaar al wat sonde voel, of het sy nie dit gevoel nie tot Adam het gedoen. Sy het hom geëet, en toe weet sy, jy weet pas as jy stout is, ne? Jy moet nie alleen in die moeilikheid kom nie. So jy het chommy met saam toe stout is, ne? Soos jy raaskyn, jy daar met chommy, sy krijg. So toe Eva die verkeerde ding doen, toe besef sy, ek is nou die verkeerde ding gedoen, toe trek sy vir Adam in, maar dan sy nie alleen in die moeilikheid nie. So toe sy sonde doen, toe sy voel, wees, maar hier is ek nou in die verkeerde kant van die lyn, toe sê sy vir Adam, hoe jy ook, jy weet, dat sy nie alleen in die kant staan nie. So kan jy dink, God het vir Eva alleen, hy het hy gegooi en Adam in agtergebly. Dit is ons nie vir haar lekker gewees het nie, ne? Ok, so baie donker die vandag. Die tannie gaan hierdie ander skrifte vir ons later lees, ok. So die tannie wil jy moet verstaan waar die minderwaardigheid vandaan gekom het. Die duiwel is glad nie slim nie, ne? Glad nie. Hy het net een triek en dis minderwaardigheid. En daai minderwaardige triek, ne? Hierdie volk aan hom keer. Daai minderwaardige triek gebruik op elke wy. Of het mamma is wat 'n moeilike dag gehad het en toe sê jy eintlik nie sê moenie hele praat met sy toe sê sy maar jy sê nie praat nie sy sê nie van wat vir my vandag jy weet so met 'n mamma is wat cool verloor sy het 'n moeilike dag gehad en sy laat jou sleg voel of dit 'n maatjie is of jou beste vriendin is of jy iets lelik sê want sy het nie gedink wat sy sê nie en hoe reg maatjies nie van jou nie en vir iets lelik sê of dit net 'n kind is wat jou snaaks aankyk as jy aankom jy weet en omdraai en met jou praat nie of jy sport doen en die span kry nie, of jy verloor in 'n wedstryd, of een persoon. So die lewe is vol van hierdie goed wat ons dit sleg voel. Die vraag is, wat ons self afvra is dit die waarheid? Want die duiwel gebruik al hierdie goed om
vandag gaan kyk, hoe gaan ons hierdie ding wen? Kyk. Ek luister. Sê. Still more against the beats. Ja, wat is dit se speel? Ja, by staats. Okay, ons gaan weer kyk. Ja. By staats. Nee. Hey, maak dit saak of ons wen of verloor? Nee. Okay, ja. Kan ek net eintlik sê dat jy soos 'n van gehad het. Dat jy van gehad het. Ja, want as jy van het, wie ook van? God. Jesus. Ja, weet saak wat ons van. En dit maak ook so dat jy dit enjoy en dat jy dit vir Jesus speel en nie wel vir jouself of maar nie om te wen. Net om jou beste te gee. Om van jou beste te gee en vir Jesus te speel. Yes, okay. So, omdat Eva eerder die duiwel se leuen geglo dat sy minder waarde het as Jesus se waarde dat sy waarde het, perfek gemaak is, het God en hy want God het ook weggegaan van hulle af, hy het nie meer binne hulle gebly nie, né? So eers toe Jesus aan die kruis gesterf het, die Heilige Gees teruggekom binne ons gebly. So al die tyd van Adam en Eva tot die gekom het, al die jare, die mense nie die Heilige Gees gehad nie. Dit is verskriklik gewees het, hè? Okay. So, ken julle vir Cinderella? Ja. Swart. Kyk, hoe het Cinderella se storie hoe te begin? Wie kan my vertel? Ja? Sy was sy stiefsuster. En voor dit nog? Ja? Sy was baie gelukkig. Met 'n man van sy was soos opgevare. Toe gaan haar ma dood en toe trou haar met 'n baie lelike tannie. En sy het 2 dogters gehad wat ook baie spoiled was. Toe gaan haar ook dood. Toe hanteer die stiefman die vir Cinderella waarmee sy dat sy al die huise werk. Soos 'n slaaf? Ja. Okay. Maar wie was Cinderella eintlik toe haar pa doodgaan? Aan wie al die goed wat haar pa se baie ryk, aan wie al die goed behoort, die huis en die geld en goed? Aan Cinderella, want sy is ons sy kind gewees. Okay. Maar toe kom die stiefma, die stiefsusters en hulle lieg vir haar en sê nee, dis alles hulle se en sy is 'n slaaf. Is dit nie presies wat in die tuin van Eden gebeur het nie? Toe God vir Eva perfek gemaak het, maar die duiwel kom sê jy is nie perfek nie. Kyk. So, toe kom Cinderella, sê ek so, kom, maak skoon, stryk my rond. Kom, daar, skuil daar. Ek het nie sien skoon maak daar. Maak skoon. Kom, gaan, ek het mense wat kom jy geself verby. Kyk, trek jy aan jou hande. Okay, Rika, vertel die storie en toe wat het gebeur met Cinderella. En toe vlug sy weg en trou met 'n prins en toe. Jy voor daai, jy's op die einde. Toe sit die stiefma in 'n kasteel. Nee, waar is jy nou? Jamie? Verkeerde prinses. Dis Rapunzel. Okay, Jamie, vertel my storie klaar. Ek kon net dat sy is dagtig. Die storie het gegaan toe hulle het vir haar gesê sy is goed genoeg. Ja, hulle gaan oral plekke toe en alles. Hulle is saam met haar ma oral en hulle spoeg, hulle slaan haar, hulle maak haar seer en alles en laat haar minder waardig voel. En dan toe het as ek Toe daar 'n bal, toe die prins ons oor sy vrou gehad het, né? Ja. Toe hulle ons uitnodig en sê oor die hele land sy al die jong meisies na die bal toe kom. Nou julle. Ja. En toe die stiefsusters, wag so 'n bietjie Lea, wag so 'n bietjie. Staan op lekker by jou. Toe die stiefsusters ons 'n balrokke gemaak. Né? Maar hulle het nie mooi gelyk die balrokke nie, né? Hulle laat dit as ons lelik, ons is lelik binne, as jy lelik binne is jy lelik buite ook, né? Kyk. Ja. Dit is baie snaaks, né? En toe het die goeie vee gekom wat eintlik maar so die Heilige Gees was en hy het vir haar gesê maar jy is goed genoeg en toe klee hy haar met 'n bolgown, né, met 'n mooi balrok. Okay? ja. En 'n glas hakskoene en 'n pampoen. Ja, maar toe alles in perle verander en so, né? Okay, Die Lea. meisie het in perde verander. Kyk, so toe lyk sy so, né? Kyk, wie is hierdie? Is die suster? Wie is hierdie? Hoe laat is hierdie? Kyk, so toe weet iemand wie sy is en dit is so mooi, maar dit was ons eintlik wie sy was vir haar pa dood is. Dis was eintlik die waarheid gewees vir haar, né? Ja.
Nou dink julle as Cinderella, wat nou in die kasteel bly, sy is nou getroud met die prins, they live happily ever after. Dink julle sy weer haar swart sak aantrek en skelm in die aand saam met die ander mense wat daaronder is, die gewone mense, gaan kuier, en môre as sy weer op die balkon van die paleis uitstap met haar wolkjaan en sy praat met hulle, dink julle dat mense gaan haar luister? Nee. So wat maak dat mense na haar luister, is wanneer sy haar waarde van wie sy is, dat sy die koning se dogter is, dat sy daai waarde behou. So sy nog nooit die rok uittrek nie, né? Die oomblik as sy die swart sak weer aantrek en die leuen glo, en saam met die mense wat die leuen glo kuier, het sy geen, hoe kan ek sê, authority, weet jy as authority vir die mense nie. Jy weet as sy mos so op die balkon uitstap en sy kyk hoe die mense daaronder staan, dan moet daar mense vir haar luister, is ek reg? Want sy is die koning se dogter. Kyk, maar sy skelm hulle in die aand kyk op haar swart sak, gaan ons nie na haar luister, die volgende dag sy weer daarop gaan uit nie, is ek reg? So wat die Here vir ons sê is, ons moet nooit hierdie bolkjang en vir die seuns jou royal robe, né? Want hulle kry met mooi klere aan, hulle noem dit 'n royal robe. Ons moet dit nooit uittrek nie. En al daai stukkende klere wat in ons kas hang, moet ons op 'n hoop gooi verbrand. Wat is daai stukkende klere? Die leuns wat die duiwel ons kon vertel het deur 'n maatjie, deur 'n lelike kind, deur mamma wat kwaad geraak het, deur iemand wat vir jou snaaks gekyk het, deur 'n game wat jy nie gewen het nie, deur 'n maatjie wat beter as jy die toets gedoen het. En dink jy is nie so slim soos hy nie. Al daai goeders is die moeilike swart sakklere wat ons aan het. Daar's een maatjie wat ek dink dit nie maatjie is al laas. Ja? Gister. Ja? Ek het daar ingestap en geëet. Loop daar by die skool want hy sê, hier kom die loser van rugby. Okay, so sien jy hoe lelik is dit? Hier kom die loser van rugby. Dink jy nie, dit is ook 'n seentjie wat hom laat voel hy is minder waard as wat hy God hom geskep het nie? Né? Okay? En wat doen hy? Hy ignore die seentjie. So wat doen ons met die duiwel as hy ons lieg? Ons ignore hom. Want as hy geen aandag kan gee nie, dan sien die seentjie hoe hy doen niks en dan los hom uit. As ons die duiwel se leuns ignore en ons glo hom nie, dan los hy ons uit. So as die duiwel my gelieg het, sê ek so goed genoeg en ek kan glo, dan wil ek jy moet ook nie goed voel oor jouself. Nou as ons nou twee wat jy goed voel oor jouself nie, as hy lelik met jou ook, né? En dit is kinders wat seer gekry het in hulle binnekant, dis reg. Maar daai seer kry is 'n deel van die duiwel wat Jesus het ons aan die kruis reggemaak, dat ons almal die mees gesonde harte het. Okay. Verstaan jy dit? Dit is 'n bietjie moeilik vandag. Nee, jy verstaan dit. Ja. Okay. So die belangrike deel om hier te sien is dat die duiwel gaan elke liewe dag, nie party daar nie, elke liewe dag, al is dit 'n klein dingetjie of 'n groot ding, gaan hy met omstandighede of 'n persoon, en dit kan selfs so naby soos jou ma wees na jou toe kom en vir jou laat voel jy goed genoeg het. Die vraag is jy oortuig in jou kop dat jy goed genoeg is? En elke woord, onthou wat jy wil sê, elke woord wat iemand vir jou sê, wat nie in lyn is met wat God van jou sê nie, is wat? 'n leuen. As ek vir julle sê die lig is pink buite, gaan jy my glo? Ja, dit is 'n leuen, okay? So as jy nie glo dat ek sê die lig is pink, hoekom glo jy dis ouetjie vir jou sê is 'n loser? Die Here sê jy is 'n loser nie. So kom jy vir hom af wie net God praat die waarheid. Okay? So ons moet daai mag gaan nou was daar gaan ons hier uitgooi. Wat wil jy sê? Daar was 'n maalgroep by die skool by omdat sy vir Dominik en daar was kapkruis, ja, toe volg al die series. Dis al vir die koekies, ja? Ek sal dit zeggen. Meisjes is so gekleed by dit. Okay, so hoe okay, so hoe keer ons nou? Ek wil julle gaan van hierdie twee blikke wys, né? Kyk. So hier sien julle nou twee wat
die sitplek maar toe. Elke klippie het nou soos gaatjies tussenin wat oop is ek reg. En hierdie gaatjies tussen hierdie klippies is hulle oop. Nee, hulle is toe met water, né? Daai water represent die waarheid van God. As jou brein vol is met die waarheid, as jy gereeld die Bybel lees en waarheid van wat God met jou sê, binne in jou kop insit, en hy so vol, dink jy hy's op plek wat op die grond nie kan ingooi? Nee, hy's vol. Maar as jy net 'n bietjie waarheid in het, né? Want jy lees nie baie Bybel nie, jy is nie oortuig wat God vir jou sê nie, is daar dan plek vir ekstra goed. Ja, so dan kan ons die leer nie bygooi. Dan kom die duiwel met die leer van die maatjies, dit is goed genoeg nie. En dan raak hom vol, en hy skit hom af tot onder. En dan is die waarheid en die leer gemeng. So dan partykeer is jy die waarheid en partykeer is jy nie leer, maar dan sukkel 'n mens. Maar as jy jou kop vol hou met die waarheid, omdat jy Bybel lees en jy weet wat God vir jou sê, dan kan hy maatjie vir jou sê as 'n loser. Hy maatjie kan jou snaaks aankyk. Die maatjie kan onderuit wegstap en nie met jou praat nie, maar dit gaan jy nie pla nie. Jy kan 'n tenniskyk verloor, gaan jy nie pla nie. Jy kan kom en die ou iemand vir jou sê jy kan nie daai so tekkies hê nie. Volgens wie se standaard is Nike die regte tekkies? Het God gesê jy moet Nike dra? Het daai seentjie gesê jy moet Nike dra? Die wêreld het gesê, volgens wie se standaard is dit? Verstaan, as dit nie lei is op God se woord nie, gooi dit uit. Chak dit oor die skouer, gooi dit uit. Okay, het jy hom? Okay, so, ons sien op ons woord. Okay, so jy kan nou net vir julle 'n paar skrifte lees. Ek gaan dit vir julle op 'n boekmerkie print, dan sal ek vir julle volgende week gee. Okay. Ek gaan nou daai keer. Is net in Jesaja en Psalm, ek hoef julle hierso lees. Hoor julle wat sê God van julle? Ek gee vir julle die hoor dit al. Ek gaan op die groepies en dan lees julle saam met mamma hulle dit weer vanaand. Is dit reg? Okay. So die eerste eentjie wat ek julle wil lees is Psalm 139 vers 14. Hoor wat sê God van julle? Hy sê die psalmdigter self, so elkeen van julle self sê dit, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke en my siel weet dit al te goed. So ek sê ek loof die Here want hy het my wonderbaar gemaak en my siel weet dit, my binne, my DNA, my hart weet. God het my wonderbaar gemaak. Sien as ons gedagtes vul met dit, dan kan hy leer kom van die duiwel die nie goed genoeg gesê. Jy gaan hom nie vat nie. Kom ek lees vir julle ander een. Psalm 45 met die hele psalm is baie, ons hele brein ons van God sê opgewonde hy is oor ons. Maar hoor wat sê van ons, hy sê louter heerlikheid is die koning se dogter daar binne. Die koning se dogter is al ons kinders, né, dogter en seuns. Van gouddraad is haar kleding gemaak. Haar rok is van gouddrade gemaak. Kan jy nou dink hoe mooi is dit? Dis wat God vir ons sê. Kom ons lees gou net nog Jesaja in die skrifte. Dan is ons klaar. Ja, maar as jy 'n bietjie vrae antwoord ek wil, dan sien jy hoe luister. Okay, Jesaja 45 vers 14, né? Hy sê hierso, so sê die Here, die opbrengs van Egipte. Ek baie verkeerde skriffies op. Dis ook by almal mag foute. Vir die dokter. Ek lees Jesaja 34 en ek Psalm tussenin. Sorry. Die tannie is disleksie. Probeer so. As ek sê baie rarig net so sit shop. So sit shop want ek het 'n fout gemaak. Jesaja 43 vers 1. Maar nou so sê die Here jou skepper, Jakob jou formeerder. Formeerder is hy het ons gemaak, hy's gevorm in die grond uit. Wees nie bevrees nie want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep en jy is myne. God het elkeen van julle op jou naam geroep. Hy het nie jou naam geëiken wees of voor jy mooi gebore het. Nog voor jy maag net jou naam geëiken wees, God nog weet die naam geëiken wees. Is dit nie amazing nie? En dan sê in vers 5, hy sê omdat jy kostelik is in my oë, hoog geag is en ek jou lief het, daarom gee ek mense in jou plek en volk vir jou lewe. Weet jy wat hy sê? Jy is kostelik in God se oë. Hoog geag, God hoog, ag jy hoog met jou bolgel, nie onder die slaaf van die swart sak en die stowwer nie. Nee, hy jou ag jy hoog, want hy is lief vir jou. Hy het jou dan as 'n beeld te gelykenis gemaak. En God sê nie laag jy is hoog. Né? En ek jou lief het, daarom gee ek mense in die plek en volk vir jou lewe. Ja, hy aan Jesaja kry. Nie weer Psalm en Jesaja ek weet nie. 60. Laaste enetjie. Ek gaan vir op die groepies en lees ons om manne. Want soos 'n jong man 'n jong dogter trou, soos hy jou kinders trou en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees. Julle weet as 'n man en 'n vrou trou, nou jy was al by troues gewees. Wie van julle was al by troues? Ja, was almal. Julle sien as die hond daar voor staan, net aan met die wit rok om in en sien dat ons se gesig wys op. Die
kan jy wag dat sy mooi vrou oor die gang asseblief. So voel God oor ons wanneer hy ons sien. Soos 'n raai man sit as hy vir die bruid wag wat afgestap kom. So as ons met hierdie skrif en ons het 'n klomp sulke skrifte in die Bybel, as ons met daai skrifte ons gedagtes so vol gooi wat die waarheid is, dan as die reën kom, is daar nie plek vir hom in te gaan nie. Dan gooi met jou skouer. So oukie sê sy loser, gooi met jou skouer in daai shade. So dat jy so loser voel lief my, so sê, ek sal vir jou bid. Né? Dit reg. Ons moet die oukies op met ons lewende jammer kry, wat in haar harte is seer. As jy nog nie by vrou is. Okay, ja? Een keer. Een keer. Jy mooi met ook aangaan, né? Ja. Die bruid. Okay, so die tannie het vir julle so gemaak, vir julle seuns, né? Ja. Hier's 'n prentjie van jou royal robe. En daar's 'n prentjie van die slaaf. So ons moet nie hierdie ene glo nie. Ons moet hierdie ene glo. En agterop het ek vir julle 'n mooi skrif geskryf daar. Okay? So julle kan gaan opsit in julle kamer en kan af en toe omdraai en kyk lees die ander een, né? Okay, vir Jamie. If julle girls, ek sê julle hier so staan, never take off your bondel. Nooit die geil maak, dat jy jou rok aftrek, dit maak het nie die prinses is nie. Nooit. Moenie dat jy jou stuk in die klere het aftrek en jy het vlees goed genoeg nie. En op die agterkant kan jy daai mooi skrif sien. Okay. Yes, dis 'n blou gesprek. Ek hou van So dan jy van die body was. Yes, dis 'n blou gesprek. Okay, sê gou vir die tannie wat het jy gehoor van vandag se les? Ja, Nika? Okay, is reg? Eiro? Jy moet God se woord ken wat in die Bybel staan vir as iemand vir dit sê. Dat is vol is, die waarheid. Yes, Bybel lees. Jy moet eintlik die ouetjie jammer kry, soos hy die wat hy Yes. kyk uit soos op nou. Ek kyk op na jou, maar jy aftrek en jy sal op alle is. Ja. Ja, mooi lees. Stop. Jamie, jy sê. Kan dit sê, as iemand vir jou sê jy is minderwaardig, glo net die opposite. Yes. Okay, so julle gaan hier onthou, né? Want daar buite in die lewe, dis nie net skoolkinders wat kennis mekaar nie. Groot mense is ook julle mekaar. Nee, dit is nogal. Wie dink jy kinders wat kennis met kinders nie, want julle kan nie glo julle is groot mense met mekaar nie. Stop die video. Kom ons terug.